Dit is Galasiërs 3 vers 13 tot 14 en Deuteronomium 21 vers 22 tot 23. Net voordat ons lees vanoggend in die Here nader in gebed, wil ek net die tema met julle deel. Ons gaan aan met die reeks wat handel oor wie is Jesus regtig? En vandag se tema en ook volgende Sondag se tema gaan handel oor die vervloeking van die kruis. En ons gaan eintlik vanoggend die fondasie lê vir die gesprek en eintlik kyk wat is die betekenis van hierdie vervloeking en volgende Sondag gaan ons na die lyding van Christus kyk in hierdie vervloeking. So kom ons sluit net die oë en dan nader ons ook die Here. Vader, wat so groot voorreg is dit nie om vanoggend as u kinders hier by mekaar te kom nie. Vader, as broers en susters in u seun se liggaam, maar ook in 'n ewige familie by mekaar te kan kom. Vader, u is waardig om geprys te word, om aanbid te word, en ook sodoende is u seun. En Vader, sodoende vra ek vanoggend waar ons miskien oor 'n vreemde onderwerp gesels. Vader, mag dit ons redding vasmaak, mag dit die twyfel uit ons harte uitsuiwer, en Vader, mag dit ook sodoende ons motiveer om in liefde u te soek. En Vader, waar ons gaan fokus eintlik op Christus aan die kruis en wat dit behoort is om vir ons te beteken. Vader, mag dit maak dat ons onsself verdiep, nie net in wie u is nie, maar ook in ons verhouding met u. Mag dit vrug dra in ons lewens en mag die ware leermeester, u Gees werklik, u woord verstaanbaar oordra in ons harte. En mag ons hier uitstap vanoggend en sê, dit was miskien 'n mooi boodskap en ek het baie geleer nie, maar mag dit waarhede wees wat deel word van ons lewens. En mag ons na vanoggend 'n ware perspektief hê oor wat is die goeie nuus werklik. Dat dit nie net Christus aan die kruis is nie, maar die dieper betekenis wat dit vir ons dra. Dat dit 'n ewigheidswaarde het vir die wat glo. En Vader, mag dit groot blydskap en dankbaarheid kweek in ons harte. Maar Vader, dan vra ek ook vanoggend, mag u my gebrokenheid, my sondigheid ook op sy sit, en Vader, mag ook elke woord in lyn met u waarheid en u wil wees. Vader, ek vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Galasiërs 3 vers 13 tot 14, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling, en dit sê vir ons as volg. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom, en Christus in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. En dan Deuteronomium 21 vers 22 tot 23, sy opskrif sê, begrafnis van die wat ter dood gebring is. En as in iemand 'n sonde is wat die doodstraf verdien, en hy gedood word, en jy hom aan 'n paal ophang, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgehang is deur God vervloek, en jy mag jou land, wat die Here jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, is ons tans besig met hierdie reeks, en ons het eintlik opgehou met hom net voordat ek weg is, wat handel oor wie is Jesus werklik. En ons het in hierdie reeks al 2 preke gehad, en vandag is eintlik die 3de preek in hierdie reeks, waar ons gekyk het eerstens nadat Jesus werklik die woord van God is. Ons het so 'n bietjie gepraat oor dat God het deur Christus en tot Christus alles geskep, omrede Christus die woord is. Want God het gespreek toe hy geskep het, en sodoende deur sy woord het hy geskep. Maar dan het ons ook by 'n punt gekom om te sê dat God se Gees is nie net God se Gees, God die Vader se Gees nie, maar dit is Christus se Gees ook in totaliteit. En dis hoekom die woord sê dat die Gees net getuig van wat uit Christus uitkom, om hom te verheerlik. En dan het ons ook met die laaste diens
wat gehandel het oor hierdie reeks, gepraat oor Jesus se menslikheid. En eintlik tot op 'n punt gekom waar ons gesê het, dat ons baie keer in die lokval trap van ons kyk na Christus in die Nuwe Testament, en ons vat alles wat hy gedoen het van selfsprekend, en hy kon dit doen, want hy was God. Maar toe het ons eintlik vasgestel, dat Jesus teen volle mens was hier op aarde, ja natuurlik teen volle God ook, maar dat hy nooit sy goddelikheid gebruik het om sy menslikheid te versterk nie. Anderstens sou hy 'n leienaar gewees het en ook nie 'n ware voorbeeld nie. Want Christus het gekom om vir ons te wys hoe om te leef as mens. En anderstens sou hy ook nie aan die kruis ons verteenwoordig het nie. En vandag gaan ons dan aanbeweeg en ons gaan kyk na die kruisdood van Christus uit die oogpunt van die vervloeking wat dit was. En sodoende gaan ons volgende Sondag aanbeweeg en eintlik meer fokus op dit wat als gebeur het met die kruisiging, maar ook uit die oogpunt van die vervloeking. Want ek weet nie van julle nie, maar baie keer as ons, of meeste van die keer as ons kyk na die kruis, hier's enetjie hiervoor, natuurlik bring die kruis ons vreugde, hoop en bemoediging, want Christus was gekruisig vir ons. Maar baie keer mis ons die belangrike punt van die vervloeking. En sodoende hoop ek ook vanoggend, en dis my gebed, en dis eintlik waaroor die preek gaan, is om die twyfel wat ons het baie keer in ons harte weg te brand. En wat ek bedoel met die twyfel, elke persoon het al ergens op sy geestelike wandel saam met die Here op 'n plek gekom waar hy bietjie agtervallig geraak het. Hy het in 'n sonde habit, soos die Engels sal sê, ingegaan, hy het bietjie van die regverdige pad afgeklim, bietjie weggedol, en in daai oomblik was daar miskien 'n split sekonde van twyfel, het ek werklik tot redding gekom jare terug. En ek glo as ek hierdie vraag vra vanoggend, wie het al daai gevoel gehad, sal almal hulle hande opsteek. Want soos wat ons natuurlik groei in Christus, so raak ons ook sterker in die geloof. Maar maak nie saak wie ons is nie, ons is nooit perfek nie. Nee? En ek hoop julle stem vanoggend saam met my. Maar ek hoop ook julle sien vanoggend die mooi wat ons leer uit die vervloeking van die kruis. So as ons dan ons hoofteksgedeelte beweeg, Galasiërs 3 vers 13, sê dit vir ons die volgende: Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Nou eerstens sê vers 13 vir ons iets interessants. Dit sê dat ons onder 'n vloek was, en dat die vloek deur die wet gekom het. En Christus het natuurlik aan die kruis gesterf vir ons, sodat ons nie meer vervloek sou wees nie. Nou hierdie kan baie vreemd klink, want ons kan nou die vraag vra, beteken dit die wet van God is 'n vervloeking? En dit klink bietjie vreemd. Maar eintlik wat die skrywer hier bedoel is nie dat die wet van God 'n vervloeking is nie, maar dat elkeen vervloek is wat die wet nie nakom nie. En daar's 'n groot verskil. En net voordat ons aanbeweeg met daai gedagte en kyk na waar dit in die woord staan, kan ons ook die vraag vra vanoggend, as die wet 'n vervloeking is, en ons gaan dit nou beantwoord, hoekom het God dan hierdie wet so hoog geplaas, dat elke een van ons vervloek word? En ek wil hê julle moet daaraan dink, soos wat ons deur die gedeeltes werk. Galasiërs 3 vers 10 gee vir ons eintlik hierdie waarheid van die wet wat ons vervloek, as ons dit nie onderhou nie, en dit sê, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. So ons kan eintlik vanoggend vasstel dat elke persoon wat al van Adam af tot tans in hierdie wêreld gewandel het, was ergens vervloek deur die wet. Elke een van ons het al die wet gebreek, of dit was toe jy gesteel het, of toe dit was toe jy in jou hart miskien moord gepleeg het, toe jy ergens miskien 'n eenvoudige wet, soos wat ons dit sal sien, gebreek het, staan ons skuldig en
was ons vervloek. En dit klink baie vreemd. Maar een belangrike ding, ons wat weergebore is nie meer onder die wet nie, maar is onder Christus Jesus, en daai vervloeking val nie meer op ons nie. Maar wat vir my baie belangrik is op hierdie punt, is om te sê, elke een van ons wat hier sit vanoggend, het 'n ander siening miskien oor redding, en wat Christus vir jou beteken aan die kruis vir die volgende rede. En die rede is, hoe het jou lewe gelyk voor redding? Nou wat ek hiermee bedoel is, baie van ons het miskien 'n Saulus lewe geleef. Ons het in die wêreld geleef, ons het van die wêreld gehou, ons het miskien moord gepleeg, ons het miskien dwelms gebruik, ons het miskien alkohol misbruik, ons het mense misbruik, en ons kan vandag getuig, ek was regtig verlore en 'n slegte mens. Maar dan is aan die ander kant die ander groep. En ek dink meer die dames val in daai groep. Die mans is gewoonlik bietjie meer stouter as die dames. Jy kry nou weer mense wat goeie mense was in die wêreld se standaarde voor redding. En jy sit miskien hier vandag en sê, Pieter, ek het nooit moord gepleeg nie, ek het nooit gesteel nie, ek was eintlik nie te bad voor redding nie. Maar kom ek sê vir julle vanoggend, as dit jou siening is, dat jy eintlik maar 'n goeie persoon nog altyd was, dan beïnvloed dit hoe jy na jou eie redding kyk. Dan beïnvloed dit ook die waarde van die kruis in jou lewe. Want hoor wat sê Jakobus 2 vers 10, dit sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Nou wat sê dit vir ons? Dat daai man wat miskien in Amerika en in Suid-Afrika vir ewig in die tronk gaan wees, want hy is hierdie slegte persoon, en hy is hierdie monster wat daar sit, dat jy net so skuldig is, soos hy voor die Here, as jy een van die wette gebreek het. Want die gedeelte sê, al het jy miskien 'n wit leuen vertel, staan jy skuldig teenoor die hele wet. En sodoende kan ons sê, dat nie een van ons is regverdig nie. Die woord sê, daar was nie een regverdige nie, nie een wat sonder sonde was nie, nie een wat dit verdien nie. Die enigste een wat vlekloos was die een wat gestuur was, Jesus Christus. Hy was die regverdige wat vir die onregverdiges gesterf het. En kom ons vat dit verder, nie een het hom gesoek nie. Die woord sê, nie een het vir God gesoek nie. Alleenlik deur sy genade en sy gees het hy jou na hom toe gebring. En sodoende was ons almal onder hierdie vervloeking. Maar vers 13 beweeg aan en sê, die is eintlik die rede hoekom Jesus gekom het, is sodat hy ons kon vrymaak van hierdie vervloeking. En wat is die vervloeking? Die vervloeking is dat die sonde wat ons doen verdien wat? Die dood. Die woord sê tog, ja, ons verkry die eerste dood, maar die wat in Christus is, verkry nie die tweede dood nie. Dis die dood van die siel, om in die hel ingewerp te word vir 'n ewigheid. Maar tog elke persoon wat al ooit geleef het, het ook gesterf in die vlees. Is dit nie waar nie? Behalwe 'n paar wat tans in die hemel is, daar's so paartjies, gaan nie vandag oor hulle gesels nie. Maar tot Dawid, Moses het gesterf, Daniel het gesterf. Hoekom? Want hulle was ook sondig. Die vlees moes afsterf, want dit het die sonde in hom. Maar dan kan ons vir onsself die vraag vra, vanoggend, hoekom het Jesus aan die kruis gesterf vir ons? En ons kan die eenvoudige antwoord gee om te sê, sodat ons vrygekoop kon word, sodat ons verlossing kon verkry, sodat ons kinders van die Vader kon word. Is dit nie waar nie? Maar is dit nie eintlik bietjie oppervlakkig nie? Want hierdie gedeelte sê vir ons, Jesus het aan daai kruis gesterf, sodat ons vrygespreek kon word van 'n vervloeking op die mensdom, deur self vervloek te word. Nou wat beteken dit vir ons? Dit klink eintlik vreemd dat Jesus 'n vloek of 'n vervloeking geword het, of deur 'n vervloeking gegaan het. So wat beteken dit?
En vers 13 gee vir ons 'n wenk deur te sê, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. En dan ons ander hoofteksgedeelte, Deuteronomium 21 vers 22 tot 23, verwys eintlik en verduidelik vir ons die vervloeking. Dit sê in vers 22, en as iemand in 'n sonde is wat die doodstraf verdien, is hy gedood en hy het gedood geword, en jy het hom aan 'n paal opgehang, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie. Maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgehang is deur God vervloek, en jy mag jou land, wat die Here jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie. So wat sê hierdie gedeelte vir ons? Die gedeelte sê, dat die persoon wat die sonde in hom het, en doodgemaak word vir daai sonde, en die ene wat opgehang word aan 'n paal, is vervloek deur God. En is dit nie presies waardeur Jesus gegaan het nie? Was Jesus nie gehang aan 'n houtkruis en was ook vervloek deur sy Vader nie? Maar nou kan ons vir onsself vra, maar wat het Jesus dan eintlik? Hoekom moes Jesus gesterf het? Nee, hy het nou deur hierdie vervloeking gaan, hy het aan die kruis gehang, maar hoekom het hy gesterf? Weereens kan ons maklik sê, vir die vergifnis van sondes. Maar dis nie eintlik wat die Bybel vir ons sê nie. Die vervloeking beweeg aan, en dis eintlik waar die vervloeking kom. En dis eintlik die perspektief waaruit ek vanoggend saam met julle na die woord wil kyk. Jesus moes sterf, omrede hy ook bevuil was toe met sonde. Maar luister gou hier, sê ons nie altyd Christus het ons sondes op hom geneem nie, is dit nie ons praat nie. Ons sê dit so mooi, hy het ons sondes amper op sy skouers gelaai as 'n las, nê? Dis nie eintlik syne nie, hy het dit hier opgelaai, maar hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 24, en dit is my 'n baie besonderse gedeelte wat praat uit hierdie konteks van vanoggend, van die vervloeking, en ook die kruisdood van Jesus Christus, en dit sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. Nie op sy liggaam nie, waar? In sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Nou dink jy daaraan. Christus het die wêreld se sondes vir die wat in hom sou glo, se sondes in sy liggaam geneem. En raai wat? As jy sonde het, wat moet gebeur? Wat is die loon van sonde? Die dood. Dit is hoekom Jesus het gesterf. Dit is wat die vervloeking is, want Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Sien julle dat die kruisdood van Jesus Christus nie 'n onpersoonlike kruisdood was nie, maar 'n persoonlike kruisdood, want wie se sonde was in hom? Wie kan opsteek hulle hande? Wie se sonde was in Christus? Myne. En ek hoop elke een wat hierso sit. Dis nie net op hom in 'n bak gegooi en dis hier op sy skouers geplaas en hy was gekruisig vir dit nie. Hy het dit deel gemaak van homself. Hy het ons tekortkome deel gemaak van onsself. Hy het ons vervloeking op hom geneem, sodat hy ook vervloek was, sodat ons uit die vervloeking kan kom. Maar vanoggend wil ek dan ook fokus en eintlik dan die vraag vra, maar wat is behoort om hierdie vervloeking, wat is eintlik die betekenis wat dit moet dra in ons harte? Nie dat ek vanoggend ons wil hartseer maak of net herinner aan Christus se pyn aan die kruis nie, maar eintlik te sê, maar wat is behoort om te verander deur hierdie aspek na dit te kyk? En die volgende waarhede wat ek vanoggend gaan deel, gaan miskien vreemd klink, maar dit is waar. En dit gaan miskien nie almal gaan saamstem nie, maar die woord vermaan ons om die waarheid te verkondig soos wat dit staan, al is dit nie altyd volgens my sienings nie. Jesus het 2000 jaar terug gesterf vir die wat in hom sou glo, alleenlik vir die wat sy pa vir hom gegee het. Nou baie belangrik, hierdie maak my redding nog meer spesiaal, want as Christus vir die wêreld se sondes gesterf het,
vir almal sin, sou almal eendag in die hemel wees. Die is 'n waarheid. Want die woord sê, Christus het elke een gekry wat sy Vader vir hom gegee het. Maar dan kom ons beweeg aan. So dit beteken, as jy vandag hier sit, en jy glo in jou hart, jy is weergebore, jy het tot redding gekom, mense gaan hierdie waarheid jou bemoedig. Hierdie waarheid gaan jou bemoedig, want Jesus het nie net vir jou sonde gesterf wat jy gedoen het nie, maar tot vir die sonde wat jy nog gaan doen gesterf 2000 jaar terug. En jy kan dan nie twyfel hê as jy per ongeluk, of nie per ongeluk nie, dis nooit per ongeluk nie, ons doen sonde wetend van die pad af klim, is daar niks wat jou kan skei dan van die Here se liefde nie. Hoor wat sê Hebreërs 9 vers 28, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem. En die klem word in hierdie vers gelê op eenmaal. Christus het eenmaal vir ons gesterf, is dit nie waar nie? Of word hy elke keer gekruisig as jy vergifnis vra? Hy het eenmaal. Ons vra vergifnis, want dit is wanneer ons besef, ek het sonde gedoen. Nee, stem julle saam? Dit is wanneer die Gees my aankla, dan vra ek vir vergifnis en ek verkry genade, want dit is 'n belofte van God. As ek dit soek en met 'n hart wat wil verander, sal ek dit verkry as ek glo in Jesus Christus, want Jesus is waardig daarvan en genoeg aan die kruis. En mense, 'n realiteit en 'n waarheid is, ja, die woord praat van bokke tussen die skape, verwysend dat hier miskien vandag en in elke kerk in die wêreld, mense sit wat dink hulle het tot redding gekom, maar nooit tot ware redding gekom het nie. Nee, dis hoekom die woord sê, Jesus gaan eendag sê, of baie gaan sê, Here, Here, maar Christus gaan sê, ek ken jou nie. Baie wat hom verkondig het, baie wat wonders gedoen het in sy naam, maar Jesus gaan sê, ek ken jou nie, want hulle het nie werklik tot redding gekom nie, hulle was nie weergebore nie. Maar dan's die ander realiteit ook waar. Julle weet, ek het nou gevra van, hoeveel van ons het al twyfel ervaar in ons lewens, en julle weet, daai twyfel kom alleenlik van die vyand af. Niks kan jou skei as jy weergebore is van die liefde van ons Vader nie. En ja, mens kry baie mense wat sê, ja, ek was 'n Christen. Daai broer was nooit weergebore, wat gesê het, ek was 'n Christen nie. Dit is 'n waarheid en 'n realiteit, want moenie vir my jok en vir my sê, as jy God se liefde ervaar het by redding, jy kan jou rug draai daarop en sê, ek wil niks met jou te doen hê nie. Ja, jy kan in 'n striweling met die Here inbeweeg, wat ook ongehoorsaamheid is, maar tog, jy sal nooit sê, Christus aan die kruis is nie 'n waarheid nie. Hoe kan iemand wat vergewe is en die verlossingswerk ervaar, dit verkondig? Is dit nie 'n realiteit nie? Maar luister mooi, Jesus was 2000 jaar terug genoeg vir my en jou. En nou wil ek graag iets met julle deel, en dit is heel eenvoudig, maar ek dink nie ons dink daaraan nie. Ons dink baie keer Christus was gekruisig vir individue, soos Pieter, Maria, Emil, daar sit Robbie, Willem, Kobus is daar agter, en ek gaan nie almal se name noem nie, maar hy het vir my gesterf, en ja, hy het, maar hy het vir elke sonde gesterf wat jy gedoen het en nog gaan doen. Hoekom? Want as hy een sonde uitgelaat het, verdien jy die dood. Maak dit sin? Is jy onder die vervloeking? So kan 'n sonde jou dan skei van daai liefde af? Nee. En ja, die realiteit is dat hierdie waarheid ons nie moet lui maak en sê, okay, nou kan ek maar doen wat ek wil, want niks kan my skei van daai liefde nie. Nee, 'n ware weergebore gelowige, in sy hart sal daar die teenoorgestelde gebeur. Hy sal nou nie anderster kan as om gehoorsaam te raak nie. Is dit nie 'n realiteit en 'n waarheid nie? Vra vir jouself, hoekom is jy tans gehoorsaam teenoor die Here? Is dit miskien uit dwang uit? Is dit nie wat ons geleer was nie? Dat jy moet doen wat reg is, want anders gaan die Here jou straf. Mense, God het klaar vir Christus gestraf, vir jou en vir my.
Daar is nie straf vir my nie. Miskien in 'n tug is miskien daar om my net weer op die regte pad te bring. Maar daar's nie 'n ewige straf nie. Christus het dit gedra aan die kruis vir my en vir jou. Kom ons dien nie die Here uit vrees uit nie. En dis kom ons, die gees wat gegee is nie 'n gees wat vrees kweek nie, maar wat dapper soldate kweek vir die Here. En dit is hoekom ook sodoende, as ons na hierdie waarhede kyk, hoe kan ons nie anderster as om te sê, Jesus is waardig nie. Jesus is genoeg nie. En weet julle wat gebeur? Elke keer wat ek in my lewe van nou af twyfel nadat ek hierdie waarheid gehoor het, of miskien voel ek myself vergewe, julle weet, nee, ek het nog nie myself vergewe nie, so ek gaan nog nie kerk toe nie, nee, ek praat nog nie met die Here nie, want ek nog nie myself vergewe nie. Maak ons asof Christus aan daai kruis nie waardig en genoeg was nie. En mense, die teenoorgestelde sal waar wees vir 'n ewigheid. En is dit nie hoekom toe Christus aan daai kruis was, deel van die vervloeking was, waar hy gesê het, Vader, Vader, waarom het U my verlaat? Is dit nie waar elke een van ons was voor redding nie? Ons was alleen. Ons het nie vir God geken nie. Ons het nie sy liefde ervaar nie. Ons was nie in 'n verhouding met hom nie. As jy vanoggend hier sit en jy twyfel in jou hart, maar jy weet jy's in 'n verhouding met die Vader en met die Seun. Mense, dis onmoontlik om in 'n verhouding met hom te wees as jy nie weergebore is nie. Die verlore wêreld het niks met hom te doen nie, wil niks van hom weet nie, want niemand soek hom nie, behalwe deur die Gees wat ons lei na hom toe. Die Gees wat kom klop in ons harte. En dan kan ons ook sê, ja, jy gaan nooit perfek wees nie, jy gaan nooit 'n teen volle gehoorsaam wees nie. En weet julle wat? Christus is genoeg vir dit. Maar kom ons vat dit 'n stappie verder. En sê maar, ons kan nou nie terugsit en sê, ja, ek gaan nooit perfek wees, ek gaan nooit heilig wees, ek sal eendag heilig wees wanneer Jesus my kom haal nie. Nee, daar moet ten minste 'n strewe wees na hierdie dinge toe. En dit is wat Christus ons na toe roep. Hy weet, ons kan eers heilig en perfek wees wanneer hy terugkom. Dis kom hy kom terug om ons te kom haal, om in perfekte harmonie saam met sy Vader vir 'n ewigheid te woon. Maar tans vra vir jouself, het jy 'n hinker, ten minste, al is jy nie perfek nie, om beter te wees? Want die probleem kom in as daai hinker verlore gaan. En mense, tot weergebore gelowiges kom partykeer op 'n plek vir 'n rukkie, waar die hinker 'n bietjie afsterf. Weet julle hoekom? Want ons kyk nie na Christus uit die perspektief van hy is waardig, so ek kan nie so voel nie. Hy is genoeg vir daai gevoelens wat ek het, wat nie in lyn is met die woord nie. En al is ek nie perfek nie, dit is hoekom hy het gekom. Maar mense, hierdie loop oor in die bediening ook. Soveel mense sê hulle wil deel raak en die Here dien, maar ons vrees. Want ek van geboorte af was skaam, nee. Ek was ook skaam, ek het gehakkel, ek hakkel nog baie keer ook, vir ons Mikael my so klap gee van die kant af, hakkel ek nog meer. Of baie keer die teenoorgestelde uitwerking, dan praat ek nou weer mooi sonder om te hakkel, of baie keer brei ek, baie keer praat ek die mekaar. Maar mense, weet jy wat, Christus is genoeg vir daardie ook. Christus is genoeg vir daai vrese wat jy het. Is dit nie hoekom die woord die mooi term gebruik van om weergebore te wees nie? Jou identiteit is nou in hom. En weet julle wat is vir my so mooi? Ja, die wet, die woord sê ons is nie meer onder die wet nie, maar onder Christus. Mense, is dit nie behoort om 'n totale dramatiese verandering te wees van dit wat jy was na dit waartoe jy beweeg nie? Is dit nie behoort om twee verskillende Pieters te wees nie? Is dit nie hoekom die Nuwe Testament vir baie ouens nuwe name gegee het nie? Want hy is weergebore. Asseblief moet nie my tweede naam gebruik en sê Jakobus van nou af nie. En dan kan my nog steeds Pieter noem. Maar weet julle hoekom het hulle klem op dit gelê? Want is 'n nuwe weergebore persoon wat 'n ewigheidswaarde het.
En dan kom ons beweeg aan. En ek hoop hierdie waarheid bring sekerheid in julle harte en nie 'n luiheid om te sê kom ons doen niks nie. Maar mense, mag ons begin leef asof Christus waardig is. Want ek dink nie ons doen tans nie. Die wêreld sluk ons in en die wêreld maak ons te mekaar, die wêreld trek ons aandag van Christus af. En ek weet dit is vir my maklik as predikant om te sê ek is by elke Bybelstudie, dit is my werk, nee, ek moet daar wees. Ek's by elke Sondagdiens want ek moet daar wees. Maar mense, hoeveel van die aspekte tans in jou lewe staan nie waardig teenoor die kruisdood van Jesus Christus nie? En is nie waardig van hom nie. En sodoende hoop ek ook dat die sekerheid van julle redding vasgemaak word deur die lyding van Christus. Want dink daaraan, ons gaan nou die nagmaal gebruik, ons gaan daai broodjies optel en dit breek en ons gaan klomp mooi woorde sê en baie van die woorde is in tradisie wat ons nou Bybelversies lees en ons gaan sê hierdie is tot herinnering van Christus se liggaam wat vir my gebreek was. En ons gaan daai broodjie eet en ons gaan daai wyn of nie wyn nie, druiwesap drink en ons gaan sê hierdie verteenwoordig Christus se bloed wat my gereinig het en skoon gemaak het en ons gaan daar uitstap en in ons karre klim en aangaan met ons lewens. Is dit nie waar nie? Mag dit 'n impak hê. Mag dit 'n verandering bring om te sê ek is nie perfek nie, maar Christus, Vader, ek hunker na perfeksie. Maar ek weet u genade is genoeg. Mag ons nie 'n liggaam wees wat hier sit en skinder onder mekaar nie, want Christus is ook genoeg vir daardie. Mag ons hier sit in 'n gemeente wees wat rusie het met mekaar nie, wat nie eenheid het nie, want Christus het daarvoor ook gesterf. Christus het gesterf vir daai persoon ook wat jy miskien nie so baie van hou nie, né? Miskien daai oom wat vir jou so vreemd aankyk, miskien kan hy net nie mooi sien nie. Julle weet waarvan ek praat, maar hoeveel keer laat ons nie die wêreld toe om ons te verniel en te vernietig hier binne nie? En hoeveel keer as ons dit doen, maak ons nie vir Christus tot leenaar aan die kruis nie, want hy is nie. Hy is waardig van 'n liggaam wat waardig wandel volgens sy woord. Daai opofferinge aan die kruis. En ook sodoende vra ek dan ook vir die ouers en ons wat ouers eendag gaan wees, mag ons nie langer die leuns verkondig vir ons kinders en vir die kleintjies om te sê dat God jou gaan straf as jy tot kind van hom oorbeweeg nie, tot redding kom nie. Ja, daar is miskien tugtiging, maar Christus het daai straf gedra. Mag ons die goeie nuus verkondig, want weet julle wat, die goeie nuus stop nie by die redding nie. Die goeie nuus is verder en meer as dit. Die goeie nuus is, jy bly in dit. Jy bly in Christus en tot die dag wat jy sterf 2000 jaar terug, het hy gesterf vir jou, vir daai sonde wat jy gaan doen tot dan. Dit is die goeie nuus, is die ewigheidswaarde wat jy verkry. Die waarde wat ons verkry, wat die wêreld ons nie kan skei van nie, behalwe miskien ek myself. En sodoende hoop ek dit is julle gebed ook in die eenvoudige diens vanoggend. Mag ons begin Christus dien, want hy is waardig. Mag ons nie net vashak by redding nie. Mag ons begin disippels maak, want dit is wat 'n weergebore gelowige word as hy vir Christus waardig aan die kruis sien. 'n Disipelmaker, iemand wat sê, al weet ek nie hoe nie, ek gaan probeer. Ek gaan uitvind. Ek gaan myself verdiep in Christus, nie uit dwang uit nie, maar omrede God my eerste lief gehad het. En dan net laastens, onthou net ons is nie gered uit vreesheid nie, maar uit sy liefde. Kom ons leef in daai liefde, groei in daai liefde en deel daai liefde. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, soos wat ons nou in eenvoud na hierdie vervloeking gekyk het van die seun. Vader, mag dit ons perspektief verander en mag dit dinge in perspektief plaas vir ons wat tans in ons lewens ons besig hou. Vader, tog
Ons weet u woord roep ons om te werk. U woord roep ons om kos op die tafels te plaas. Maar Vader, u woord roep ons ook om saam te groei. U woord roep ons ook om te sê, partykeer is die wêreld miskien te veel en ek moet rustig raak. En miskien moet ek tyd uitkoop bietjie om myself weer te vernuwe in wie u is. Maar Vader, u roep ons ook nie om hierdie dinge alleen aan te pak nie. U roep geen lone rangers, soos die Engels sal sê nie. U roep die liggaam. En Vader, sodoende vra ek, as daar iemand is wat vanoggend miskien twyfel het, en wat net alleen is, Vader, mag hierdie waarheid van u woord dit suiwer uit hulle lewens uit. Mag ons mekaar herinner daaraan dat Christus is waardig en genoeg vir elke sondaar wat in hom glo en vir elke sonde wat hy al gedoen het hy daarvoor betaal. Dat ons nie meer onder die vervloeking is nie, maar dat ons nou in die genade en liefde vir 'n ewigheid gaan leef. En Vader, sodoende vra ek, as daar miskien die teenoorgestelde ook daar is, iemand wat twyfel het, en daai twyfels gebaseer op waarhede, dat hulle nog nie tot redding gekom het nie. Vader, mag hierdie waarheid ook hulle motiveer, om te sê, Christus, Here, ek weet nie hoe nie, maar ek wil u dien. Ek wil verander, en ek glo aan dit wat u vir my gedoen het aan daai kruis, want u is ook waardig en genoeg. Maar dan Vader, dan bid ek ook vir die res, wat hierdie waarhede al vasgemaak het. Mag ons hierdie verkondig, en nie net verkondig van Christus wat net aan die kruis was nie, maar dat hy voortleef in ons. Dat hy lewend maak dit wat dood is, tot in dies se lewens wat reeds tot redding gekom het. Dat hy waardig is om aanbid te word, en dat hy genoeg is vir my tekortkome. En Vader, sodoende vra ek, mag ons as gemeente hierdie nuus verkondig, soos nog nooit tevore nie. Mag ons disippels wees, en Vader, mag ons disippels maak. Ons vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Die Here is langs jou, om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou, om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou, om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou, om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen. Dankie julle.